Hallo Jenny, dis lekker om weer Hallo Willem. vertel asseblief 'n bietjie vir ons luisteraars na die nuwe podcast wat ons nou op ons nuwe Longai YouTube kanaal het, wat ons so lekker trots op is, omdat mense kan squadcast luister en allerhande wyshede wat ons kenners kwytraak. Vertel asseblief wat kom nou in November maand se Longai. Wel, u weet natuurlik ons hoofberig het u 'n reuse aandeel ingehad. Willem, dit gaan oor hierdie MiGs. Kobus de Villiers is 'n ingenieur en hy het gereël dat die MiGs se engines in die Mirages inkom. So die MiG 29 se engine het hy die aanpassings gemaak sodat die Suid-Afrikaanse lugmag 'n Super Mirage F1 kon hê. Dit het hier in 1998-90 gebeur. Maar ek wil u vra, Willem, gaan voort daarmee en vertel vir ons van hierdie storie, want dis die hoofberig en u het ook die voorblad storie vir ons geskryf. So oor na u. I'm going to do this quickly in English because it's such a very interesting topic. In brief, what this project demonstrates, which started 1988, 1989, in other words, before the collapse of the Soviet Union, still under the Soviet Communist government with Gorbachev as the leader there. It formed part, and it's a very concrete proof of how the then Pretoria government, in that latter phase of the 1980s, had succeeded in switching the Soviets from their 100% dedication to the liberation cause of the liberation movement to actually engaging very concretely in very sensitive matters with the South African government. A change that we saw manifest already from 1986 when the Soviet Union started adopting a much more flexible, amicable approach in international fora like the United Nations towards South Africa and pleading for a negotiated solution with guarantees for all the minorities. And this manifested in different fields. In intelligence, you will see in the background article to this new series by the chief aeronautics engineer of the project, Kobus de Villiers, who incidentally is an excellent author and an acclaimed novelist. So it's a nice read. It's not a dry, technical read, this very special story that nobody really knows about. It manifested in intelligence when, from the South African side, there was a very concerted effort by the National Intelligence Service under Dr. Neil Barnard to engage with the KGB, with the Soviet Union, because it was a logical strategic objective to try and change their mindset, to deprive the liberation movements of this support that they derived essentially from the Soviet bloc. They weren't supported in any material way by the Western powers. So it was a clear objective to drive a wedge between the Soviets and the ANC. And through contacts in Vienna, etc., and you'll see the days and dates mentioned there, the intelligence side built up this relationship
to the point where Dr. Barnard was uh, invited and visited the Kremlin at a time when Mr. Oliver Tambo no longer could get an audience with Mr. Gorbachev, as lamented by people like Shubin, that we quote the guy from the then Africa Institute of the Kremlin. So it's not a story that we tell only from the South African side, the South African sources. You'll see the actual Soviets quoted in these articles, what they said about how this mindset had fundamentally changed. And the relationship with the KGB senior generals visiting Pretoria. Then, of course, on the diplomatic playing field, things changed with the attitude adopted by the Soviet Union to what should be a negotiated solution in South Africa. And sanctions, Dr. Mark Berger, who was the head of the sanctions busting unit at the Department of Foreign Affairs, wrote about the ties with the Soviets in the marketing of gold and platinum and diamonds and stuff like that. And the sanctions busting in which they actually engaged, the weapons that they sold to the government, etc. Mentioning a very interesting little anecdote that by good fortune, one of the main contacts, his dad was a very senior figure in the KGB. And this contact, who was allocated to the relationship with the South Africans, actually went to school in Pretoria because his father had been part of the Soviet consulate after the Second World War, before relations had broken down. So there was this, from the Russian side, this connection with South Africa, with the person in charge having gone to school in Pretoria, and his father then ending up as a very senior KGB official facilitating all these things. But the most concrete uh, uh, evidence that we have, one can talk about these intelligence ties and diplomatic ties and say, okay, it was just talk. Talk is cheap. Uh, this project that Cobus de Villiers is explaining is concrete proof of the extent to which the Soviets were now switching, helping to arm the South Africans. And what happened was an exploration uh, in the late 80s of the possibility of replacing the old French Mirage engines in the F1 Mirages and the Cheetahs with Soviet engines, the same engine used in the MiG 29. But of course, that required a very uh, definitive and substantial modification of the motors, the jet motors, plus the gearboxes, everything. And to do that, there were two prerequisites. First, the Soviets had to change their mindset to be willing to do this. And the second was they had to be convinced of the technical competence of the South Africans to be at their level to work with them to achieve this. And so Cobus and his team went to Moscow. All the design work was done there because the Russians had to adapt the engines, of course, and the gearboxes. That was done in Leningrad, St. Petersburg. And the office space, the accommodation space that they used was the old dacha, the old fancy villa, luxurious villa of Brezhnev, one of the predecessors of Gorbachev. And they worked there for a long period of time together, the two technical teams, and visiting the institutions like in Leningrad, etc., to get everything done. And then these engines
and I don't want to run too far ahead of the story, were successfully built into both the Cheetahs, the B2 Cheetah, and the F1 Mirage. And they flew very successfully. And at air shows, for instance, was this air show, for instance, in the Soviet Union, this plane flew all around in the following years under the new South African colors, actually, and then commercially it was being marketed, this version, and the plane was technically so good that the pilot, Blokkies Joubert, won a claim, a top 10 pilot rating at this big international air show, thanks, of course, to his skill and the quality of this aircraft. It was a very successful project, but to just recap, it's such concrete proof that even at that time, the late 80s, of the arms embargo still fully enforced, the international embargo against South Africa, this project was launched with the support, obviously, of the Soviet Union at the top level, and to the point of it being executed, implemented in the dacha of Brezhnev just outside Moscow, and being successfully concluded, allowing for these planes to actually fly. But, well, the rest of that story, you will have to read the non-guide to see that. And as I've said, written by the man himself, Cobus de Villiers, who was the chief engineer and is now an acclaimed novelist. So die lekker van die storie is die manier ook wat Cobus dit aanbied as 'n uitstekende skrywer, en dis so 'n plesier om met hom saam te werk. Maar dis ontsettend belangrike historiese gegewens hierdie, nie net die tegniese vernuf wat die Suid-Afrikaners daar demonstreer het om die projek uit 'n ingenieurshoek moontlik te maak nie, maar ook die geweldig belangrike politieke implikasie van hoe suksesvol Pretoria was in die opsmokkel met die Sowjets om hulle oor te haal na die Suid-Afrikaanse kant toe en hulle los te koppel van die bevrydingsbeweging, tot die mate dat onder Yeltsin al het Suid-Afrika op ambassadeursvlak volledige diplomatieke verhoudinge gehad met Moskou, met Gerrit Olivier. Professor Olivier was die eerste ambassadeur, en het president de Klerk Moskou op 'n amptelike staatsbesoek besoek, lank voordat meneer Mandela byvoorbeeld 'n uitnodiging gekry het om Moskou te besoek gedurende daardie baie belangrike oorgangsonderhandelingsjare van 1990 tot 94. En mens kan die vraag vra, as die destydse regering nie daarin geslaag het om die Russe van sienswyse te laat verander het nie, as hulle sou voluit aangegaan het om gewapende stryd te ondersteun en militêre toerusting ensovoorts te lewer, sou die onderhandelinge wel moontlik gewees het. Dis 'n baie groot vraagteken. Sou die ANC byvoorbeeld afstand gedoen het van sy gewapende stryd, as hy geweet het hy het nog steeds Moskou verdedig agter hom? En soos ek sê, daardie verandering in Moskou se sienswyse het nie maar eers gevolg na die Sowjetunie geval het nie. Dit was reeds in die laat 80s baie definitief op verskillende fronte teenwoordig in die vorm van intelligensiesamewerking tot op die hoogste vlak, in die vorm van die samewerking rondom die omseiling van sanksies, en dan hierdie baie belangrike wapentuig projekte wat saam uitgevoer het. Maar dis nou genoeg van my kant.
oor die hoofstorie in Nongai. Daar's 'n klomp ander interessante bydraes hierdie maand. Vertel asseblief 'n bietjie vir ons daarvan. Ja, soos ouer gewoonte sit ons trou tot die dood toe voort. Dis generaal van der Merwe se outobiografie, met sy toestemming gaan ons daarmee voort. Dan het ons 'n storie van kolonel Wynand Schoeman, kontak met die stamowerhede, 'n vreemde ervaring en 'n les in respek. Dit is maar net sy ervarings daar in Katima Malilo en in die Oos-Kaprivi. Hoe, jy weet, die polisie is die publiek en die publiek is die polisie, het Sir Robert Peel in 1829 gesê, en as jy enigstens suksesvol wil wees met jou skakeling met die publiek, dan moet jy hulle gewoontes, sedes en tradisies herken en respekteer. Dan kom ons by 'n storie. Dis 'n baie interessante storie wat ons nou kry, is Warrant Officer retired Odin Moorcroft, 90 and not out. Colonel Logan writes about Warrant Officer retired Odin Moorcroft, who was officer commanding the training college. And here's a couple of photos of Warrant Officer Moorcroft. In late 1964, beginning 1975, he was my station commander at Wentworth. Dan het ons die nuwe offisiere van 1955 deur professor Lawrence Pretorius gee vir ons foto's van sy pa se offisiersskool. Dan hy het 'n generaal geword, en dan sy brevet en sy aanstelling as offisier. Snaaks dat hy as 'n luitenant en 'n onderinspekteur aangestel. Dan het ons 'n foto van die polisie Heidelberg, November 1955, baie interessant, met die stasiebevelvoerder daar was hoofkonstabel Moller, en luitenant CP Pretorius is een van die manne wat daar is. Dan het ons 'n baie interessante artikel oor luitenant-kolonel H.C. Mani Bredel. Hy was 'n senior stafoffisier by die ZARPs, en toe in die Transvaal Town Police, South African Constabulary, Transvaal Police, en toe die SA Polisie se eerste hoofadjunkkommissaris en sekretaris van polisie. Ons het so 'n artikeltjie oor hom, meer bepaald tot sy bedrywighede in die Suid-Afrikaanse polisie. Then we've got an article on Captain William Bannister Jones, Cape Police, South African Mounted Rifles, South African Police by Rory Reynolds. This is, he comes out to South Africa during the Anglo-Boer War, fights the Boers, and then joins the police. Also have his whole curriculum vitae, and we've also got all his medals. Then there is a story on the Osowa Brandwag in Durban, their activities. We are looking for more information. There was a house in Oriel Road in Durban where there was a large cache was found with weapons and explosives. Dan het ons 'n interessante foto van die SA polisie op Vishoek. Klein polisiestasietjie. Daar's maar 2, 4, 6, 7 lede en 2 ander lede op die stasie. So is maar min mense. Ons kom by die jonger generaal van der Merwe wat verlede maand oorlede is. Minister, nou GG, oop 'n nuwe kaserne. Saam met die afdelingskommissaris, die minister van Justisie, die Blakkie Swart, by die opening van die kaserne, en generaal van der Merwe is 'n sersant en besig om hom te salueer. Dan het ons 'n troufoto van generaal van der Merwe, hy het in uniform getrou, en dan het ons sy aanstellingssertifikaat as die eerste klas sersant in 1960. Dan het ons hom op die grens, waar hy die Vrystaat Lesotho grens inspekteer. Dan het ons 'n storie oor generaal van der Merwe en Billy Du Plessis. Die twee het ontmoet, en hulle was albei distriksklerke van Standerton. Ons het 'n foto van die twee manne, en dan het ons
die DK kantore. En dan het Mulder de Wit vir ons foto's gestuur van Leo Gamka in 1983. Nou Leo Gamka beteken, as 'n mens dit vertaal, dan is dit eintlik leeu, want Gamka is leeu. Historiese foto's van hoe die polisiestasie gelyk het. Dan het ons hier 'n pragtige artikel deur oor Sergeant de Villiers, deur sy seun. Pragtige foto's, sy pa was in die polisie depot in 1929, pragtige oorlogsfoto's, kameelfoto's, hulle nog met kamele gery, foto's in Egipte en baie interessant. Dan het ons Nico Moelman vir ons 'n foto gestuur van 1904 as president Kreer begrawe hier in Pretoria op 16 Desember en hier het ons tussen die mense ons 'n oulike foto gekry van 'n polisieman in 'n unieke uniform. Dan het ons then we have an obituary on Roseanne Visagie, former Minister and later Executive State President of South Africa, Mr. P.W. Botha. His daughter passed away. She's married to a Colonel Visagie of the South African Police. And then we got Rudolf de Villiers. Polisie kultuur, 'n storie sonder woorde. Pragtige foto's van Robert de Villiers, sy naam Robert, laat ek net sien. Rudolf de Villiers, sy troepfoto, uitpasseringsfoto's en heel wat grensfoto's, laat ons kan sien hoe was die lewe op die grens gewees in die laat 1960s. Dan het ons hierso laat ek net verbyblaai, is heel wat foto's. Dan het ons foto's van die polisie in Kroonstad in 1922. Ook maar 'n klein personeel. Vandag is Kroonstad 'n baie groot polisiestasie. Dan het ons ook 'n foto van die Durbanse waterpolisie, verbonde aan die SA polisie. Hierdie mense het ook hulle eie unieke uniform, 'n dubbelbors, swart baadjie, swart pet met 'n wit pet omslag en hulle dra wit broeke en wit skoene. Dan het ons 1920 herinneringe van nommer 7894 Sergeant J.J. Potgieter. Baie interessante stories wat die ou baas neergeskryf het. Dan het ons hierso die hondeeenheid. Daarna Kreer skilder hier vir ons 'n prentjie oor hoe dit nou by die hondeeenheid lyk. Een hater writes about General Jacobus Daniel Koopperman of the Zaps. Very nice story. Dan het ons hier 'n indrukwekkende storie. Koevoet, bou van basisse en ander geriewe deur die bouspan van Desember 79 tot Desember 85. Kolonel Dix Diedrichsen was betrokke by die bouery. Hy was gewone polisieman en hy was daar op die grensgebied, het hulle maar self ingespring en geboue opgerig. Wat vandag nog staan. Baie interessant oor hoe hulle maar geraap en geskraap en oor die telefoon boumateriaal en goed bestel. Jy moet onthou daar in die Caprivi, daar's glad nie klippe nie, hulle moes dit aanry. Vreeslik duur om daar te bou, maar die geboue staan as 'n monument. Dan is 'n skoolvriend van my en kollega Raymond Griffiths oorlede. Raymond was saam met my in matriek op Dirkie Eis. Sy pa was ons DK en Raymond is verlede maand oorlede. Dan 'n baie getroue polisieman, Toffie Risk, is ook oorlede, Veiligheidsvak Pretoria. Dan het ons hier 'n interessante storie oor die polisie sergeant op Montetjie, Sergeant Hopeklitsch. En dan het ons hier polisieoffisiere se uniforms in die vroeë dae. En dan kom ons natuurlik by polisie sielkunde, gevaarlike beroepe. Dr. Koert Momsen vertel ons van watter beroepe gevaarlik is en watter is die heel gevaarlikste. Baie interessant, polisie is onder die gevaarlike beroepe. En dan het ons hierso die Nongai Trust advertensie. Vriende, ons sukkel so om geld in te samel, want baie van ons is gelukkig vandag met pensioen en ons is in ons eie gemaksone, maar talle van ons kollegas, kouharde bene,
En enige donasie kry 'n artikel 18A kwitansie wat u by u inkomstebelastingopgawe aanheg en u kry afslag op die inkomstebelasting. Durban Borough Police, Durban gemeentelike polisie. Here we have a brassard of the Durban Borough Police and a short history of the Durban Borough Police by Robert Suberg, one of my colleagues from Durban. And then we have badges of the Borough Police, and we've got the Durban City Police Traffic Wardens 1968, Darryl Newcomb has given us the story. And then we come to the Railway Police. Frans Bedford Visser het vir ons Brigadier Byl se boek beskikbaar gestel, Staaltjies, Verhaaltjies en Staaltjies. En dan het ons Reminiscences of a Railway Policeman by Keith Alfred Adolf Blake. Very interesting stories. It's always interesting to see how a policeman experienced life. Then we've got Albert Lutuli in die Spoorwegpolisie Durban. He was accidentally killed by a train near his home, and the people are writing here on Wikipedia that it was under strange circumstances. It was not, but anyway, read the story. And then we come to military history. Generals of the Anglo-Boer War by Jennifer Bosch. A large number of our generals, she colored their photos, made a very, very nice story of it. And then there's a short CV of each general. Then we've got an armored train by the name of Semper Fidelis. In Afrikaans beteken dit altyd getrou. A friend of mine, Leith Paxton, sent us a story of this armored train used during the Anglo-Boer War by the British. Then we've got flying spies. Pigeons were equipped with light cameras to take photos of enemy positions. Swart Gevaar, Wit Gevaar by Captain Peter A. Dickens. This is how a soldier experienced life after 1994. All the things he went through. It's a very, very good article. I sent his article to General Murphy, who was the officer commanding Witwatersrand Command, and he gave us a first-hand account, and he agrees with Captain Peter Dickinson about what he has written here. Very interesting, large number of photographs. Natal Midlands, South African Defence Force, winter 1993. Jacques Wepner, a friend of mine from Welkom, was on duty and wrote a poem on the Natal Midlands. Very interesting, you can read it. Then Peter Dickens wrote a very interesting article on Bomber Harris and his bugle, and a lot about Bomber Harris. Anyway, from there on, it's a long story, but from there on, then we got Sailor Milan. Peter Dickens writes about the famous air ace Sailor Milan and his medals. Very interesting for people interested in medals. And then we come to our regular feature every month. Captain Charles Ross of the SA Navy, retired, writes The South African Commonwealth War Casualties Buried Across the World, Part 57. We have to remember our dead, and we always got to remember them. Then we've got Police International. Tuk-tuks are used for the police in Wales. And then we've got USA Deputy Sheriff Jacques Creer, son of Dana Creer, was honored for what he did. Read all about it. This former South African policeman was honored. Then we've got a story on UK's super cop. He snared 112 criminals this year using his photographic memory. Very interesting story. And then we come to
Defence International, Philip Malherbe, skryf oor die FSA AGM-88 HARM missiel. Baie interessante storie. Philip is 'n plofstofdeskundige en hy stel belang in missiele en ballistieke goeders. Dan Wolfgang Witschas writes about the Soviet manufactured PMZ-4 mine layer trailer, a Cold War invention. And then China and former RAF pilots. 30 former RAF pilots are paid £250,000 each to train Chinese to shoot down Western aircraft in possible threat to national security. I think, Willem, you would like to say a few words on this. Ja, ek sien in die Britse media, daar's groot argwaan oor wat hierdie 'n stuk of 30 trede of vleeniers gedoen het met beweringe dat hulle werklik geheime inligting gedeel het en tot versoeke dat hulle burgerskap moet verloor ensovoorts. So ek dink die storie is nog ver van sy einde af, maar dit wys ook die tentakels van die Chinese in alles, soos in die onlangse spesiale uitgawe van ons, waarin ons spesifiek gekyk het na China as die werklike nommer 1 kompetisie, bedreiging selfs kan men sê vir die Weste. So hierdie artikel kom eintlik as net 'n verdere bewys van hoe die Chinese op allerlei wyse werklike versterk daarso. Ja. Dan kom Philip Malherbe met MI6, Christina Karbek, brawe, vindingryke en uitdagende spioen. Dis 'n baie interessante storie. Dis goed dat ons nooit hierdie mense vergeet nie. Dan Humor in uniform, die brigadier Theo Kleinhans. En dan kom ons by die artikel reeds bemeester verandering. Ek weet nie of jy 'n paar woorde wil sê nie. Ja, die reeks dis nou meer in my hoedanigheid as professionele lewensberader. Ons leef almal in hierdie tye van inflasie, hyperinflasie wat in die vooruitsig is, die rand wat verswak, die ekonomie wat maar swaar trek en bygevolg huishoudings ook. So mense kyk uit vir 'n geleentheid om 'n ekstra verdienste te kan in. En die internet is werklik 'n medium wat dit toelaat van jou eie huis af en jou eie tyd, en wat ook vir mense in staat kan stel om 'n ekstra inkomste in harde geldeenheid in USA dollars te verdien en 'n nuwe beroep eintlik te bemeester wat jy enige plek op aarde kan beoefen. So die doel van die reeks was meer om die geleenthede vir mense te verduidelik en te wys hoe maklik dit eintlik is, hoe min infrastruktuur mens werklik nodig het. Dit is nie die tipe belegging wat jy nou sou moet maak as jy 'n nuwe fisieke besigheid soos 'n winkel of 'n vervaardigingsaanleg, jy weet, wat jy 'n fabriek moet opsit of 'n winkel moet toerus. Hierdie goed doen jy basies met jou foon en jou bestaande internetkonneksie en jou skootrekenaar. En dit gaan opleiding daarvoor wat prakties die meeste daarvan kan mens gratis bekom. So die doel van die reeksie is om mense bekend te stel in hierdie geleentheid. En die aflewering nommer 5 hierdie keer gaan juis oor die tipe infrastruktuur wat nodig is, hoe maklik dit is om dit daar te stel, hoe goedkoop dit is om dit te doen. Ja. En dis belangrik, Willem, ons verkoop niks. Mense dink miskien ons wil iets verkoop, maar dit is maar net om die ou wat met pensioene is bietjie te help.
En dan die laaste storie gaan oor 'n skattejag, 'n interessante Tweede Wêreldoorlog storie van 'n skip wat op pad was van Indië na Suid-Afrika toe, is gekelder en iemand in Engeland het van die besending silwerstawe op die skip uitgeduik en Engeland toegeneem en Suid-Afrika sê nee, dis ons silwer op daai skip. Die skip was van Indië op pad Durban toe en hulle wou geld gemint het met die silwer. En weer eens gaan u afsluit met 'n kommentaartjie oor daardie skattejag. Ja, dit nou met my prokureurshoed op oor admiraliteitsreg. Die skattejagstories die wêreld oor is maar altyd baie van 'n sluikhandel onder die tafel tipe besigheid. Mens kan verstaan die ou wat die wrak ontdek wil nie eintlik publiek gaan met die inligting op die gevaar af dat 'n ander ou kan dan hom voorspring en die skat uitduik. En in hierdie geval, omdat die besending silwer die eiendom was van die Suid-Afrikaanse regering, dit was bestem vir die munt, soos gesê het om muntstuk te maak daai jare van die oorlog, is daar 'n vrystelling vir regerings, vir die soewereine, dat hulle hoef nie kompensasie te betaal aan die Vinder nie. wat nou die skat byvoorbeeld gevind het of die seeredding gedoen het nie, onder Britse admiraliteitsreg. As jy nie daardie vrywaring het wat state het, wat regerings het nie, dan moet jy natuurlik as eienaar moet jy aansienlike, mens kan verstaan hoekom, 'n regmatige kompensasie betaal aan die ou wat nou jou bate wat vermis was daar onder die water aan jou terugbesorg het. En die hofsaak in Engeland het nou gegaan, is daardie skat, die silwer, is dit 'n soewereine bate van 'n regering wat aan ander woorde nie kompensasie gaan aantrek nie, of omrede dit op 'n handelsvaartuig was, nie op 'n oorlogskip nie, is dit nou maar net gewone salvage wat gedoen is redding. En twee van die regters het gesê nee, dis maar net gewone kommersieel geweest. Een regter het gesê nee, die Suid-Afrikaners is reg, dit is hulle soewereine bate. So daar kom seker 'n verdere appel in hierdie storie. En miskien die beste sou wees as mens maar billikheidshalwe onderhandel en vir elke ou laat toekom wat hy moet kry. Gee vir die keiser silwer terug, maar betaal daarom vir die ou wat die moeite gedoen het en die koste om getroos het om dit uit te duik, sy regverdige deel. Willem, vertel ons van die storie wat jy geskryf het oor Port Edward. Kortliks net. Die lesers, luisteraars wat nou bekend is al met ons kanaal wat nou hierdie podcast luister, sal agtergekom het dat ons tema musiek waarmee ons inspeel is die Elizabethan Serenade. En vra jouself seker af nou maar hoekom het ons dit gekies? En vir die ouer hande wat die polisiekamp soos ons dit ken het by Port Edward, die strandoord onthou, mag miskien herinner aan die stelsel wat daar was van luidsprekers deur die hele kamp gekabel na die kantoor toe, die bestuurskantoor. En nie teen skemeraand is die aankondigings dan nou gemaak van al die aktiwiteite, komende aktiwiteite soos flieks in die gemeenskapsaal. En daardie uitsending oor die luidsprekerstelsel is altyd ingelui met die Elizabethan Serenade, wat op my as 'n kind baie groot indruk gemaak het. En die artikeltjie en dan ook die video, die YouTube video, verduidelik dit, hoe die vurk in die hef steek, die geskiedenis van Port Edward, nou die Port Edward Holiday Resort, maar dit is nog steeds vierkant deel van die polisiefamilie. Word nog steeds besit deur dieselfde artikel 21 maatskappy wat destyds verantwoordelik was vir die begin van die kamp. En dan ietsie oor die geskiedenis, hoe die fondse aanvanklik bestem was vir die polisiebrigade
wat in Noord-Afrika geveg het in die Tweede Wêreldoorlog, en wat toe oorval is by Tobruk deur generaal Rommel, later veldmaarskal Rommel, en as kruisgevangenes in Italië opgeëindig het, en soos die Suiderkruisfonds later in die grensoorlog gedoen het, wou die polisiefamilies toe pakkies stuur vir die kruisgevangenes, maar dit was net 'n logistieke onmoontlikheid. So die geld wat hulle ingesamel het, is toe na die oorlog herallokeer om 'n vakansieoord te koop. En is die plaas Umtamvuna toe nou gekoop daar by Port Edward, en is die kamp opgebou, en vandag is dit baie goed toegerus, en die voorsteur van die maatskappy, die wat dit besit, die maatskappy sonder winsbejag, is generaal Danny Pillay. Die langsdienende direksielid is generaal Herklaas Meyer, wat al van die vroeg 90's daar is, en die kamp word bestuur deur Afpiet, wat ook deel van die polisiefamilie is, sy wortels in die polisie het. Dis 'n baie professionele bestuursopset, en oud polisiemanne, dienende polisiemanne het nog steeds 'n voordeel tarief daarso, as jy wil gaan inloop by Port Edward, die son en die see geniet by Silverstrand. Willem, ek wil net ten besluite baie dankie sê vir die program Squad Cars wat jy vir ons elke week gaan jy vir ons 'n storie opsit. Baie dankie. Ek wil vriende vra om vir jou fotos van polisievoertuie te stuur, van squad cars. Ons het hulle skerpioene genoem toe ek jonk was in die 50's en die 60's. Het hulle bekend gestaan as die skerpioene. Johannesburg het ook so, Johannesburg Blitspatrolle het ook so omgekeerde skerpioen, die angel na boontoe. Dan wil ek ook vir ons lesers baie dankie sê wat hulle fotos en hulle artikels met ons gedeel het. Ek staan verstom oor die skryfvernuf van ons polismanne en soldate. Hulle sê in Engels, policemen and soldiers are not writers, they are fighters. Maar ek staan verstom oor die keurige taalgebruik, daar's nie spelfoute nie, en dit wys net vir jou, ons is besig om ons eie geskiedenis te bewaar, want ons is aangewese om dit te doen, want niemand anders te gaan dit vir ons doen nie. Willem, baie dankie vir wat jy vir ons doen. Namens al die mense van Nongai, dankie. Aan jou dankie as die vader van Nongai, dit is 'n plesier om betrokke te wees daarbey. En soos wat ons nou die produk uitbou, net die versekering gee aan al die lesers, ons gaan nie torring aan die bestaande formaat nie, dit gaan bly voortbestaan. Elke maand sal die Nongai kan kry in hierdie einste formaat, maar daar is ook nou die YouTube kanaal, want daar is sekere goed wat mense op daai wyse moet deel, soos Squad Cars, ons kan dit toch nou nie gaan transkribeer in teks nie. En dan begin ons ook met ons blog, wat die olifant in kleiner koubare brokkies gaan opdeel, want die maandproduk is nou al by 300 bladsye. So jy gaan voortaan op die blog die artikels kry soos wat dit versklaar is en geplaas word, maar wel dan aan die einde van die maand nog steeds die tydskrif in 'n PDF formaat. So Henny, baie dankie, dis lekker om saam te werk. Dankie. Lekker om te gesels, dankie. En sien uit na die volgende uitgawe. Laat dit goed gaan daarso. Baie dankie Willem. Mooi bly daar in Guatemala. Baie dankie.